Baie welkom in die huis van die Here. Ek groet vir Mariaan en vir Johan saam met ons vanmôre. Ek hoor hulle kom van ver, maar ek het nie gehoor hoe ver nie, maar baie welkom. Waar? Ek spoor net baie welkom saam met ons en mag u vanoggend saam met ons die diens geniet en mag die Here vir u seën elke ander een van u vanmôre saam met ons, mag die Here u vanmôre dra en u hand vashou. Baie dankie vir elke boodskap van medelee. En nu ek by is en om net uit te sit net op krag daar in die kantoor, dan sit jy hom terug. Net so 'n sekonde op krag, agter die ster. Ja. Sit hom in die kantoor net vinnig op krag. Ek net boos. Meeste van die draadreeds ken dat van my moeder se heen gaan Dinsdag aand en baie dankie vir elkeen se boodskap. Ons waardeer dit geweldig baie as gesin. Ek het van my broer en my susters al ook om net vir u te sê baie dankie vir die ondersteuning van die gemeente se kant op. Ons waardeer dit. Ek en my vrou trek reeds donderdagmiddag as die Here se wil daarby is. Ek moet die begrafnis gaan doen. Vrydagoggend my ma word in Kempton Park begrawe, so ons sal dan weer Saterdag terug wees as die Here se wil daarby is. Maar ons is môre in die huis van die Here en ek is opgewonde om hier te wees en ek dank die Here vir nog 'n dag, vir nog 'n geleentheid, vir nog tyd om tyd uit te koop saam met u, sy reg. Ekskuus julle, ek net sien of ek met tegnologie wil ook nie vanoggend saamwerk nie. Nee, ek's nie reg nie. Nou verkeerd hier dan nou. Ekskuus, ons gaan nou in die gang wees. Ja, ons net 'n sekonde kans, die tegnologie wil vanmôre besluit dat wil nie saam met ons opereer nie en hy is net 100% gewerk. Gee my net 1 sekonde kans. Ekskuus julle. Is die naam van die Here. Môre wil die tegnologie nie met ons saamwerk nie. Geloof in die naam van die Here. Ons moet net die tegnologie kry om saam met ons te werk. Is jy lus om saam met my kerk te hou vanmôre? Amen. Dis om die naam van die Here groot te maak. As jy nie gewoond is aan Pinkster nie, bly hoor dat ons doen niks snaaks nie. Ons maak net die naam van die Here groot en daarna gaan ek die bedien op die woord van die Here. Hoe lyk jou kleed? Of daar jou eie kleed? Loof sy wonderlike naam. Staan saam met ons. Nee, halleluja. Ek gaan vir broer Corrie vra om ons die seën van die Here op hierdie diens af te bid. En dan ook vir hulle wat nie wel is vanoggend nie. Die Here vra net hierdie ou griep ding net uit die lug uit te kry. Ek wens die somer wil terugkom. Want hier by ons is dit te warm vir verkoue.
Nou word het skielik koud, nou het almal verkoue. So kom ons vra die Here vanmôre om hierdie griep ding en verkoue ding uit te roei en dood te maak. Goeiemôre Bram en Adrie, ek het nog nie vir julle môre gesê. Baie dankie. Amen. Ek wil net gou omdraai na die ou agter jou toe. So half omdraai, voordraai, agterdraai. Sê maar ek bly jy saam met my hier vanmôre. Ons gaan lekker kerk hou. Kom ons sit saam, ons maak die naam van die Here.
Bring the singing to pray, the Lord shall have his way, and the glory of the Lord is coming down. And the glory of the Lord is coming down. And the glory of the Lord is coming down. Ek wonder baie keer op die sê wat dit beteken dat die glorie van God aan ons en nodig het aan ons.
En dan binnenkant kan dat ons zo denken die weer. Dus nog steeds op mijn kind nog steeds intensief. Wel die zuurstof verminderd of afgehaald. Dus ik kan nog wat niet eten in de lucht. Je hebt zeker vertelling in mijn video om gezond te zijn. Ik is niet de eerste verstand niet terminologie man. Je hebt zeker vertelling in mijn video. Voordat je in de te gaan, dan moet je gelijk uit de maken van hier. Zeg ook vanavond zoals morgen bij ons hier. Of zoals morgen en dan ben ik gaan zetten. Je dat ook daar en ook gewoon in je dat die wordt daar zo weer. Zij zal 2 weken plus in het hospitaal van heel ziek. En in de bijna gepraat gisteren gaan weten. Maar ze nog steeds. En ze volgt mijn kind, zeg maar. Ze volgt mijn kind nog steeds in de civiel zo in. En ze kan laten zien dat ik nog eens eerder nog gaan proberen. Vast ik als in de zo zeker dit zwaar te doen. Zeg maar dat die wordt hier zijn mijn kind die hoeft dat aan mij hier. Ze komen ons vader hier in de mensen aan de kant. Je nooit ons begint te zeggen, bid vir sy om iets heilig te laat gebeur. Al wat ons doen hier, maar nie ons die Bijbel sin, dat die vrede en die genees in voorkoning maak. So die oude hier aan ons punt, is ons daarom ook om die gesprek te gebeur van u het. Want wij niet mooi is niet tegen een contact met ons. Maar dat is fijn, dat is ons hier. Dank u.
Om vandaag nog even te wijzen, ons kameniers als verwinnaars op hierdie aand. Vader van ons, my begeer dat U ons sal toevou in die van arms gee. Dat U ons sal raad, dat U ons sal vashou. Here, dat U vanmorgen sal kom en elke woord sal dryf.
Doet jy met die Gees hier. En die môre op die voelsel draag, op die voelsel vast. Hierdie môre nie die Here is ons begeerte en eet. Om te wees tot lof van die heerlikheid. Om môre nie te kan wees dat dit wil ons moet wees. Net te kan doen dat dit wil ons moet doen. En net môre te kom leef in die bewus. Wil ons môre Here in die hand neem. En die af en toe die begeerte van hart te gee. Wil ons in die dag hier in my troon te gaan. Hier lang bid as God en wees vir ons leer is. Ons my gevoel môre die Here dat ons werklik sal raak. Elkeen ons afsonderlike behoefte, Here, net soos wat U vanmôre ontvang. Wil ons my woord van Here vra dat vanmôre my sal beskerming bewaar. Here, dat vanmôre nie een woord en menslike wysheid sal sê. Maar U sal kom in die Heilige Gees sal doen, Here. Hierdie woord sal bly in elke hart en volk en maak elke oor geopen, Here. Dat die woord op goeie grond van vrug gedra en ons daardeur verander te word, om te word soos U is. En ons geloof U daarvoor. In Jezus' mooie naam, die kind van die Here sê. Amen. En baie dat die ons is leer. Die op sy woord in naam. Ek vanmorgen ek wil vanmorgen vraag met die gesels oor jou eie leven. Jou eie leven. En wanneer ek die tekstvers vir die leer, en dat sal aangaan. Want jy sien, die tyd waar ons leer, het ons nodig dat mense Christus ervaar in my en jou leer. In die tyd waar ons leer, het mense nodig om Christus Jesus te ervaar, deur my leer. Vanoggend so vinnig, terwyl ek vir Katrein wag om al daai mooi goed op te sit en so aan lees ek 'n dingetjie op Facebook. En daar was 'n studie gedoen onder mans rondom kerk toe gaan of nie kerk toe gaan. En uit die studie uit het 86% van mans gesê ek het 'n verhouding met God, maar ek gaan nie kerk toe. 36% het gesê, ek dien die Here, maar ek gaan nou en dan kerk. So uit 100% studie uit, is daar 24% of 14% wat 'n verhouding met God het. Ek sê, Here, hoe kan dit wees? As ons sê ons is 'n Christen volk, ons is 'n volk wat die Christen naam oor onsself noem. Hoe kan net 14% van die bevolking of van die groep mense, ons het nou nie gesê hoeveel of hoe groot was die groep gewees nie, maar net 14% van daardie groep mans gaan kerk toe. En weet jy wat is die hartseer? As die pa in die kerk toe gaan, is die kans dat die res van die familie gaan kerk toe gaan, omtrent 0. En daarom sit ons waar ons sit. En daarom is die hartseer dat kerk nie meer belangrik is. En daarom kom ek vanoggend na u toe en ek sê dis nodig vir elkeen van ons om ons eie Christus kleed te dra. Jy sien, ons het nodig vanoggend om te hoor, Here, ek het nodig om my kleed so aan te trek en so aan te sit en so te hanteer dat u daardeur verheerlik word. Wanneer ek by my werk is, wanneer ek by my sekulêre lewe is, wanneer ek my lewe buite kan die kerk lewe, moet mense kan sien dat ek 'n kind van God is. Hallo? Ek noem dit nie 'n Christen nie met 'n spesifieke doel. Jy moet luister na my woordkeuse vanoggend. Ek noem dit spesifiek nie 'n Christen nie, want enige iemand kan 'n Christen wees. En die woord nou al te weet, ek het dit al 'n paar keer daaroor bedien. Enige iemand kan 'n Christen wees, maar dit vat 'n spesiale man en dit vat 'n spesiale vrou met 'n spesiale kledingstuk aan wat wys dat ek is 'n gebloedgewaste kind van die Here wat 'n lewe het wat God verheerlik elke dag van my lewe terwyl ek op hierdie aarde leef. Jy sien, want mense kyk na my en jou. Het jy al die stelling gehoor, as dit 'n Christen is, wil ek nie een wees? Kan ek sien wie dit al gehoor? Dis presies hoekom. Want mense het hierdie gedaante van godsaligheid
ons het hierdie gedaante van ek gaan dan so nou en dan kerk, jy weet, as daar begrafnis is ek dan in die kerk, en as daar 'n doop of 'n inseën is, dan is ek dan by die kerk, en as daar troue is ek dan by die kerk. Jy lieg vir jouself, want God se woord sê, moenie die onderlinge byeenkomste nalaat, so sommige die gewoonte. Hy sou dit nie sommer maar net lukraak gesê het nie, hy sê dit met 'n doel. En terwyl ek in die week, daar by my sussie hulle is, in Nelspruit, en ek kan nie by die kantoor wees nie, maar ek het tyd, en ek sê, Here, wat sê ek Sondag vir my gemeente? Hy sê vir my, gaan sê vir hulle, maak seker, jy draai jou eie kleed. Nou ek wil vir julle lees vanoggend in die woord van die Here, die van die wat die Bybel sê, gaan saam met my lees, anders ek kan nie net volg op die bord daarbo. Ek wil vir julle lees uit 1 Samuel, die 17de hoofstuk. En hierdie boek van Samuel is die gedeelte van Dawid en Goliat, en ons het al baie preke daai gehoor, maar hoe meer ek hierdie 1 Samuel 17 bestudeer, hoe meer maak die Here vir my verskillende goed daaruit ook. En hy kom vanmôre en hy kom na ons toe in 1 Samuel 17 vers 38 en hy sê die volgende. 1 Samuel 17 van vers 38 tot 40. Hy sê en Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koper helm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. Gaan dit weer lees. En Saul het Dawid sy klere. So Saul vat sy kleed en hy sê vir Dawid, trek my kleed aan. Met my, né? En hy het 'n koper helm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo oor die kleed vasgegord en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. Vers 40. Daarop neem hy sy staaf. Daarop neem hy sy staaf in sy hand. En hy soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Tot sover die woord van die Here. Kan weer vir die lees vers 38. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en hom 'n koper helm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. My teksvers van oordenking volgende is vers 40. En in vers 40 sê hy die volgende. Skies. Daarop neem hy sy staf, sê gou sy staf, in sy hand. Daarop neem hy sy staf in sy hand en hy doen dit waarmee hy goed is en hy gaan soek sy 5 klippies uit en hy sit dit in sy sak, nie in koning Saul se sak nie, maar in sy sak. Ag, is daar iemand wat hoor wat ek sê? Hy gaan neem sy staf en hy sit hom in sy hand en hy gaan soek vir hom 5 klippies uit om te kan doen wat God hom beveel het om te doen, sodat hy op sy plek kan wees waar God hom bestel het om te wees, want hy die kleed aangehad van 'n oorwinnaar in God se oë. Halleluja. Ek en u moet vanoggend besef, ek kan nie met iemand anderster, ons het 'n goeie, waar is die onnies? Ons het 'n goeie Afrikaanse spreekwoord. Jy kan nie met 'n ander man se osse ploeg nie. Heb jy hom al gehoor? Ek was 'n klompie jare terug op skool, so 15. En toe het ons vir idiome geleer. Dit is ons idiome, né? Is ek reg? En nou een van hulle was, jy kan nie met 'n ander man se osse ploeg nie. Vanmôre kom die woord van die Here na my en u toe en hy sê, en Saul het gedink, omdat hy hierdie koning is, en hy hierdie koningskleed het, sy gevegsmondering was die van 'n koning. Hy het 'n spesiale drag, ag jy hoor nie, hy het 'n spesiale drag gehad, omdat hy die koning was. En toe Dawid kom en hy sê, maar ek sal hierdie Goliat aanvat, en sê Saul van Dawid, wag 'n bietjie, ek gaan jou vir 'n paar oomblikke die koning maak, en vir jou my kleed gee, sodat jy suksesvol kan wees. En Saul het Dawid sy klere aantrek en 'n koper helm op sy hoof gesit en 'n pantser laat aantrek. So koning Saul kom by Dawid, hy sê, Dawid, ek is net bang, jy gaan dalk nie suksesvol wees in jou eie reg nie. Hallo? So ek gaan vir jou my klere gee, sodat wanneer jy daar aangestap kom,
Wanneer jy daar aangestap kom en hierdie Goliat jou sien, dan sal hy dalk dink dis ek wat hy aangestap kom en dan gaan hy bevrees raak. Hierdie koning was te padbroekig om self die vyand aan te vat. Nou wil hy vir Dawid maak asof hy die koning is. Hy wil voorgee dat hy iets is wat hy nie is. Hallo. Sê ek gaan vir jou my klere aantrek. Jy sien baie keer, en nou moet jy my maar verdra vanoggend as ek op jou toon trap, sit my toon onder die stoel. Baie keer wil ons dit wat ons graag wou bereik het, op ons kinders projekteer om hulle te laat doen wat ons eintlik wou gedoen. Jy kan nie. Want die Here het elkeen van ons uitgekies om 'n sekere doel te dien op 'n sekere tyd op 'n spesifieke plek. Jy kan nie iemand anders wees nie. Jy kan nie ek wees nie. Ek is oulik met myself. Ek het daai gemis. Jy kan nie soos ek wees nie. Want daar is net een ou wat sy naam Tuisdal Jan is. Met my unieke manier van bedien, met my eie manier van doen, my eie manier van loop, my eie manier van praat, my eie manier van God dien. Maar ons moet môre seker maak, Here, watter kleed dra ek? Probeer ek soms iemand se kleed aantrek, so wanneer ek kom ek vertel het vir jou. Ek stap in die dorp, kom ons sê nou maar baie lank terug in 'n ander dorp, nie. En iemand wat redelik prominent in die kerk was, sit in sy kar. En die venster is oop. En dit lyk my of die kar aan die brand is. En ek stap nader om uit te vind wat nou eintlik aan die gang is. Toe sit die man met so by die vingers, by die venster. En die oomblik toe hy my sien, toe probeer hy om daai ding weg te steek met 'n krag. Jy sien, want hy was prominent in die kerk. Toe hy my sien, jy hoor nie wat ek probeer sê. Toe hy my sien, toe wil hy daai ding wegsteek, sodat ek het nie, man, wie wil ek wees? Ek is nie hoër as God nie. Ek is net so mens soos jy. Hoekom wil jy dit vir my wegsteek? God sien jou in elk geval. Wat 'n kleed jy besig is om voor te hou vir die mense daar buite en vir jou familie. So my vraag vanmôre is, wie se kleed dra ek in? Dra ons werklik die kleed wat God ons mee uitgekies het en waarmee hy my en jou geplaas het op die aarde, of probeer ons so Saul vir Dawid sê, kom hier Dawid, kom hier, dat ek vir jou my klere aantrek, sodat jy dan lyk na 'n oorlogman, sodat jy dan lyk soos 'n soldaat, sodat jy dan so lyk soos 'n kind. Man, jy kan nie lyk soos 'n kind van die Here nie. Of jy is een, of jy is bloedgewas, of jy is nie. Dis so eenvoudig so dit. Jy sien nou, of ek dra die beeld van Christus, of ek dra die beeld van die wêreld. Dis ongelukkig die twee geestes. Maar mense probeer dit doen wat Saul doen. Saul sê vir Dawid, doen nie bekommerd wees nie. Gaan jy my klere aantrek. Nou ek het 'n prentjie, weet ek is 'n prentjie mens. So ek sien hierdie arme man met hierdie Saul volgens die Bybel was 'n groot man gewees. Groot in statuur, groot gebou. En hier kom arme Dawid aan. Die Bybel sê hy was 'n klein mannetjie, rooi rag en so aan. En nou het hy hierdie kleed aan. Kan nie loop nie. Koning, ek weet nie wat die aangaan, maar ek, daar sê hy dit. En Dawid het sy swaard boors ek weer vasgegord en toe hy met moeite, toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid, koning, ek kan nie jy wees. Sê gou vanmôre, ek kan nie jy wees. Ek kan nie jy wees. Ek kan nie iemand anders wees. Ek is dit wie God my geskaap het om te weet. Dawid het geweet presies wat sy vermoë is, want hy het nie in sy eie krag slaap gemaak nie. Hy het besef dat God groter is as hierdie Filistyn wat voor hom staan. Maar jy sien, die koning het gedink, nee, ek sal 'n plan maak. Ek gaan vir Dawid 'n plan maak. Kom, waar is die manne? Ons maak ons 'n plan, né? En die meeste van die tyd jaag ons aan terwyl ons daai plan maak. Selfs by die koning. Dawid sê vir hom, nee, wag 'n bietjie. Ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer. En Dawid het dit uitgetrek. Miskien het dit tyd geraak dat ons by onsself eerlik raak en hierdie voorgee kleed miskien 'n bietjie uittrek. En miskien 'n bietjie dit aantrek wat God wil hê ek en jy moet aantrek. Jy sien, maar Dawid kom en hy besef, ek gaan nie die geveg wen met hierdie klere. Met hierdie, kan ek maar die Engelse woord gebruik, met hierdie load op my, gaan ek dit nie maak nie. En hy sê, kom ek trek dit uit. Jy sien, soms het ons nodig om net bietjie uit te gooi wat nie nodig is, sodat ons kan doen waarvoor God my en jou geroep het. Nou ek wil vanmôre nie op die negatief stil staan nie, ek is glad nie van plan om op die negatief nie te gesels nie. Die koning het gedink sy kleed gaan aan Dawid se vermoë
'n verskil maak. En die teendeel is bewys. Hy kon nie vir Dawid laat wen. 'n Mens, hoor gou mooi, 'n mens kan my en jou nie laat wen. Net God kan. Jy sien, ons kom in hierdie toetse in ons lewe, en ek het hierdie week 'n groot toets beleef, en ek beleef hom nog steeds, en ons almal weet, dis 'n moeilike ding, wanneer iemand uit jou lewe uit weggeneem word onverwags, dan maak dit vir ons 'n bietjie seer, en dit is onverwags, en dit is onaangenaam. Maar weet jy wat ek ook besef? Ek ken 'n naam, hy is kosbaar ver bo alles. En terwyl ons daar by my sus sit, en gister het hulle die goedjies van my ma begin uitsorteer, en klere wegpak, ensovoorts. En sy stuur vir my 'n WhatsApp, sy sê vir my, het voel so, asof ek my ma verkoop. Want hier sien ons is geheg aan hierdie goed. Sy van sis, moenie jou daaroor bekommer nie. Die lewe moet ongelukkig aangaan. Hoe hard dit ook al is. Die koning kom en my sê, vir my en vir hierdie koning kom en hy sê vir Dawid, man Dawid, ek gaan jou my kleed gee, sodat jy oorwinnaar kan wees. En Dawid sê vir hom, moenie worry nie, is nie nodig. Ek sal my staf vat. Ek sal my staf vat. En ek sal vir my 5 klippies van optel. En ek sal daai 5 klippies in my sak sit. Want my God gee my die vermoë om alles te kan doen wat hy wil hê. Nou ek kan dit vanoggend verstaan. Die enigste manier is om te oorwin, is om jou eie kleed aan te trek. Ek en jy moet vanmôre seker maak, ons is bekleed met die kleed wat God wil hê ons moet aan hê. Hoe lyk hierdie kleed? Lees saam met my. Efesiërs 6, vanaf vers 10 tot 11, hy sê, eindelijk, sê gou saam my eindelijk, my broeders, word kragtig, hoor gou mooi. Ek gaan net een stapie terug. Dawid gaan en hy vat sy staf en hy vat sy klippies en hy sit dit in sy sak. Hy's nog met my, nee. So Dawid het sy eie goed gaan maak. Nou kom hy en sê vir ons, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy sien die meeste tyd, wil ek myself korrigeer, en praat ek soos die kleerling. Die meeste van die tyd wil ons self die plan beraam. Maar nou kom die woord van die Here en hy sê vir my en vir jou, en Paulus skryf aan die gemeente in Efese, hy sê vir hulle, luister broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy sien die oomblik as ons begin moedeloos raak en nie meer weet wat ek kan doen nie, dan wil ek vanmôre vir jou sê, daar's 'n antwoord en sy naam is Jesus. Ek kan nie net daardie kleed aantrek en seker maak ons is toegemaak, sodat wanneer die vyand kom, hy nie my en jou sien nie, maar die vermoë van God in my en jou om die oorwinning te kan behaal. Halleluja. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Hallo. So daar's 'n spesifieke kleed vir my en vir u om aan te trek, om te kan staande bly. Daar's 'n spesifieke plan wat God uitgelê het, sodat ek en u nie meer oop en bloot voor die vyand staan nie. Daarom het ek nou die dag gesê, of vir iemand nou die dag gesê, jy kan nie die wapenrusting aantrek en uittrek. Of jy het hom aan, of jy het hom nie aan nie. Want die sê vir ons, eindelijk my broeders, word kragtig in die krag van die Here, in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. So ek moet die wapenrusting is my kleed wat ek nodig het om aan te trek, en die oomblik as ek hom aantrek, gaan ek nou vir die wys, dat hy my van my hoof tot by my voetsole gaan beskerm, en hy gaan my die antwoord gee, wanneer die beproewing my pad langs kom, en die benoudheid my probeer aanval, gaan die krag van God my oorwinning gee, in die tyd waarin ek lewe, om my oorwinnaar te wees, in Christus Jesus, halleluja. Maar jy sien, ons moet hierdie kleed aan hê, en ek moet seker wees, dis my kleed, wat vir my gemaak is. Ek kyk nou die dag na advertensie van klere wat hulle maak, en hulle wys 'n ou wat 'n baadjie aan soos myne vanmôre. En die advertensie gaan daaroor dat die baadjie vir jou gemaak kan word deur 'n kleremaker. Ken jy 'n kleremaker nie? Wat is die mooi naam daarvoor? 'n Ou wat spesiaal klere maak. 'n Kleremaker nie. Ja. Hy meet jou en dan hy so wit bordkry tipe ding, wat hy alles afmeet, en daai baadjie pas presies vir jou. Hy's jou skouerbreedte, hy's jou borsbreedte, maar hy sit soos 'n handskoen aan jou lyf. Want hy's net vir jou gemaak. Jy sien, nou kom die woord van die Here en hy sê vir my en jou, daar's 'n kleed vir my en jou gemaak, en ons noem dit die wapenrusting van God. Hy's net spesifiek
vir jou gemaak, jou grootte, jou lengte, jou breedte, jou hoogte, om jou te beskerm wanneer die vyand wil kom. So ons kan nie soos koning Saul gaan en iemand anders se leen wanneer ek in die moeilikheid is, en wanneer die moeilikheid verby is, dan gee ek hom terug. Nee, ek moet my eie kleed hê wat by my pas, want Dawid sê, ek sal my staf vat en ek sal my klippies gaan vat en ek sal die Here vertrou om vir my die oorwinning te gee, want dit is my beskerming en dit is my oorwinning. Jesus, die oorwinnaar. Halleluja. Hoe trek ek in hierdie wapenrusting aan? Titus 3 vers 4 en 5, hoor gou wat sê hy. Maar toe die goedheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons doen nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, hoor gou mooi, deur die bad van die wedergeboorte tot die vernuwing deur die Heilige Gees. Kan ek vanmôre onomwonde stelling maak? Jy kan nie die kleed van Christus aantrek, behalwe om die ou mens te laat sterwe en 'n nuwe mens te laat opstaan. Daar's nie 'n manier. As iemand weer vir jou sê, dis nie nodig om gedoop te word nie, dan vat jy hom na Titus toe. Dan sê jy van Titus 3 vers 5, sê, op grond van die goeie werke wat ons gedoen het, maar na sy barmhartigheid het ons gered deur die bad van wedergeboorte. Jy sien, as ek daar die kledingstuk aantrek, nou ek weet nie of u al mooi opgelet het, as 'n mens uit 'n swembad uitklim. Nee, as jy nou ingeduik het en jy swem onder die water en jy kom aan die ander kant en jy klim uit, dan is jou hele liggaam nat. Is ek reg? Of word net jou skouers onder toe nat? En as jy so uitklim, dan loop die water mos so af. Selfs as jy onder die stort staan, die stort is bietjie moeilik, want ek moet bietjie beweeg, want ek is 'n bietjie dun, ek pas nie op die lekker onder die stort nie, so ek moet rondbeweeg om oral nat te maak. Maar as jy in 'n swembad, of selfs in die see, as jy deur 'n brander geduik het en kom aan die ander kant uit, dan loop die water in jou hele liggaam, want jy is dan beklee met die water, as jy met my. Nou kom hy sê, ek en u moet gewederbaar word deur die bad van wedergeboorte. In ander woorde, die ou mens sterwe, ek staan daar op en ek trek die wapenrusting van God aan. En nou het ek my eie kleed aan. En guess what? Niemand, behalwe ek en u, kan daardie kleed uittrek nie. Selfs nie eers God nie. Want hy sê ek het jou lief met 'n ewige liefde. Net ek en u kan vanmôre sê, ek wil nie meer kerk toe gaan nie. Kom ek sê vir jou iets vanmôre, moenie meer kerk toe gaan nie. Nou sê niemand niks nie. Moenie meer kerk toe gaan nie. Want dit is ewig. Maar kom ons gaan na die huis van die Here toe, om God se naam groot te maak. Jy sien, dan is dit 'n verskil. En dan kom jy nie om my te kom sien nie, maar jy gaan dalk teleurgesteld wees. Want ek is net so mens soos jy, wat net so ongelukkig en net so hartseer raak soos jy, wat dieselfde challenges face as wat u face. Ek het dieselfde probleme, ek het dieselfde hartseer. Guess what? Die pastorie koop ook toiletpapier. Ons gooi ook diesel in die voertuig. Ons koop ook brood en melk. Ek is nie 'n groot brood ou nie, maar ons koop dit so nou en dan is 'n broodjie lekker op sy tyd, maar steak is beter, maar kom ons gaan nie so. Presies dieselfde challenges as wat jy het. Maar die verskil is, ek weet wat is die antwoord vir daai challenge. Ek weet wat is die vermoë van my God om my te dra in tye wat ek self nie weet wat om te doen. Nou kom hy gaan verder. Ons moet die volle wapenrusting aantrek. Efesiërs 6:13 sê die volgende woorde: Daarom. Hoekom? Want ek moet my eie staf nie hoor nie. Ek moet my eie staf hê en my eie klippies in my eie sak, sodat ek my eie, kan ek dit maar in Engels sê, my eie fight kan fight. Jy sien, toe Dawid Saul se klere aan het, toe sê hy Saul, hierdie plan van jou gaan nie werk. Hierdie kite gaan nie vlieg nie. So kom ek trek hom uit. En kom ek kry my eie goede. Nou kan ek in oorwinning wees. Jy sien, nou kom hy sê vir my in Efesiërs 6:13, daarom neem die volle wapenrusting van God op. Ek en u kan nie dit halfhartig doen vanmôre. Ek kan nie net 'n baadjie aantrek nie. Ek moet die volle kleed aan hê, van my hoof tot my voetsole, moet ek toegemaak wees met die vermoë van God, sodat ek in oorwinning kan bly wanneer die aanslag op my lewe deur die vyand geloods word. Jy sien, ons moet vanmôre besef, Here, ek moet my eie kleed aan hê, sodat ek in my eie vermoë en my eie geveg kan veg met u as my oorwinnaar saam met my in hierdie geveg. Anders is ek besig om 'n fabel na te jaag.
Neem die volle wapenrusting van God, sodat jy weerstand kan bied die dag van die onheil, en nadat jy alles volbring, staan die kant. Jy sien Dawid, toe hy hierdie Goliat in die oë kyk, jy sien Goliat so 'n klein mannetjie met 'n slingervel en 'n klip, en hy sê, kom jy na my toe met 'n stok en 'n swaard, ek is nie 'n hond nie, my eie woord. Min het hy besef, dat hierdie klein mannetjie kom nie na hom toe in sy vermoë, hy kom na hom toe met die kleed van geregtigheid aan, van God Almagtig, om hierdie probleem uit te sorteer. Sien, ek kan nie met vanmôre sê, Here, watter kleed dra ek? Watter kleed het ek vanmôre aan, dat ek my eie persoonlike vermoë aan, my eie probeer goed wees? Kan ek hier vanmôre iets vra? Kom ons hou op probeer om te doen wat God wil hê ons moet doen. En kom ons begin lewe in die oorwinning wat hy vir my en jou gee. Jy sien, hy gaan verder, hy sê, vir my en vir jou vanoggend, en ek het hierdie spesifiek ingesit, Efesiërs 5 vers 14 sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op by die dode, en Christus sal oor jou skyn. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer ek en u begin besef, Here, my kleed is myne, ek kan nie my boetas in kry nie, want weet jy wat, as die beproewing kom, en as die hartseer kom, dan los almal jou. Jy fight jou eie battle. Dis goed om vir iemand te sê, ons het medelee met wat met jou gebeur het, maar weet jy wat, as ek in die aand op my bed lê, my maat altyd, ek het haar bynaam by my was Anti-Radio. As ek haar bel en sê ek Anti-Radio gaan, en sê sy, ai my kind, ek is so bly om jou stem te hoor. Ek sien hierdie goed maak deur my gedagte in die aand, as ek alleen daar lê. Dan is daar niemand wat vir jou sê, ek voel saam met jou. Daar is niemand, weet jy wie is daar? Die Heilige Gees van God sê, ek is die trooster. Ek gaan jou dra wanneer jy nie kan. Ek gaan jou vashou. Maar jy sien dat om hom te ken, moet ek die kleed aan hê van Christus Jesus. Moet ek die kleed aan hê om 'n oorwinnaar te wees in Christus Jesus. Moet ek 'n kleed aan hê wat my en jou dra, wat my en jou vashou, en om dit te kan doen, moet ek nie, hoor wat sê verder. Pas dan op, Efesiërs 5 vers 15. Pas dan op, dat julle nou gesê wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Hoor gou mooi, die vyand wil jou vernietig. Kan ek dit vir u weer sê? Die vyand wil jou vernietig. Hy wil jou nie net aanval, nee, hoor my nie. Hy wil jou nie net aanval nie, hy wil jou vernietig. Hy probeer om Jesus te vernietig, te verniel, klaar te maak voordat hy sterf op die kruis. Het hy hom uitmekaar uit probeer skeer om te verhoed dat hierdie kleed in werking kan tree. Maar toe Jesus op die kruis sê, dit is volbring, toe sê hy vir my en vir jou vanmôre, trek die volle wapenrusting aan, sodat wanneer die toets kom, wanneer die hartseer kom, en dit gaan kom, glo jy my nou vanmôre, dit gaan gebeur. Maar ek en jy moet vanmôre seker maak, Here, watter kleed het ek vanmôre aan? Het ek die kleed van selfbeskikking aan, of het ek die kleed aan van Christus Jesus, wat my gaan beskerm, wanneer die aanval van die vyand in my lewe. Jy sien, hy gaan verder. Vir my en vir jou is daar deur God 'n wil daar gestel. En ek en u moet daardie wil bestuur. Ek wil kerk toe gaan. Ek wil die Here nie. Ek wil 'n kind van God wees. Maak ek foute baie? Te veel. Te veel. Ek verloor my koel maklik. Alles hier deur Burgersfort aan die einde van die maand is. Maar weet jy wat, dit maak my nie minder kind van God nie. Want die oomblik as dit gebeur, dan sê ek, ekskuus, ja, ek was stupid geweest. Hallo? Kan hom vir my sê, want ek staan nie daar die kans nie. Jy sien, mense wil sabbe woordjies hoor, want soms mag ons doen ons stupid goed. Is dit nie so nie binne ons? Ek doen ons stupid goed. Is nie 'n ander woord daarvoor nie. Ons weet ons gaan moeilikheid kry, maar ons doen dit nog steeds. Nou kom die woord van die Here, hy sê ek kan nie met die tyd uitkoop. Want die dae is boos, en dit word al erger, en dit word al erger. Ek weet nie of ek volg die media so bietjie, net om op hoogte te bly wat in die buitewêreld, in die ander lande gebeur. In sommige lande is hulle besig, en ek gaan nie name noem nie, is hulle besig om predikante dood te maak. Hulle brand kerke af. Nie in goddelose lande nie, in sogenaamde Christenvolk keer hulle ouens om kerk te. Daarom sê die woord van die Here vanmôre, ek en u moet seker maak watter kleed het ons aan. Want jy sien, jou kleed bepaal jou einddoel.
Hallo? Jou kleed bepaal jou einde. Jy kan nie vir die Springbokke speel as jy nie die Springbok trui en broek en kouse en skoene aan het. Jy kan al die Springbok attire hê, maar as jy nie opgeroep word, as jy nie opgeroep word deur Rassie na die Springbokke toe, kan jy nie vir die Springbokke speel. As jy nie opgeroep word deur God en sy kleed aan het, kan jy nie vir hom speel nie. So eenvoudig soos dit. Jy sien, man, is tyd kerk vir my en vir jou om te sê, Here, hoe lyk my kleed? Hoe lyk dit wat ek aan die buitewêreld voor? Kan ek dit nader bring? Hoe lyk dit wat ek aan my familie voor? Hoe lyk dit wat ek aan my vrou voor? Hoe lyk dit wat ek vir my kinders sê? Hoe lyk dit wat ek vir my familie sê? Kom, ek bring dit nog 'n bietjie af. Hoe klink ons wanneer ons met ons werknemers praat? Hallo? Jy sien, aan my kleed bepaal my einde. En ek weet dit is nie lekker om te hoor nie, maar dit is fyn. Dit hoef nie lekker te wees nie, dit moet jy vanmôre laat dink, Here, hoe lyk my kleed? Hy gaan verder, hy sê, God se wil vir my en u is wat? Efesiërs 6 vers 14 tot 17 sê, staan dan vas. Staan vas. In ander woorde, maak jou mind. Hallo? Gewone menstaal. Maak jou mind. Besluit of jy vir God wil lewe of nie. Maak jou mind op. Staan vas. Julle lendene met die waarheid om God. Nou kan ek hier vanmôre sê, en jy het dit al gesê, en ek sal dit seker nog weer sê. Daar bestaan nie 'n ding soos jok nie. Ons sê mos, ag, ek het 'n ou klein wit beentjie vertel. Die woord van God sê, staan vas, julle lendene met die waarheid om God. Met die borswapen van geregtigheid. So die oomblik as ek die waarheid praat, en soms is dit minder maklik om die waarheid te praat. Hallo? As jy spiek op jou aftrek, nee, jy 200 gedoen waar jy 120 moes doen. Dan probeer jy vir hom al die reëls in die boek gee, hoekom jy 200 gery het in plaas van 120. Nee. Weet jy, jy is besig om te lieg, want die wet sê jy mag net 120 ry. Ek myself doen dit ook. Ek is nie 'n engeltjie. Jou voetjie is maar 'n bietjie swaar so en dan stoot hom 'n bietjie. Weet jy wat is altyd vir my nogal lagwekkend? As jy so in die pad afjaag, en daai klein mannetjie met sy breinklere staan op, en hy maak so. Ek weet nie om wie jy is nie. Dan trap jy die rem te spoed. Is dit so? Guess what? Is te laat. Hy het jou. Presies dieselfde prinsip gebruik die Bybel in my en jou geestelike lewe. Die oomblik as ons agterkom dis te laat, probeer ons die verandering doen. Hallo? Die oomblik as ons agterkom, nou is ek in die moeilikheid, dan bel ons die predikant. Die oomblik as ons agterkom, Here, ek het nou het ek nie meer antwoorde nie, dan bel ons die pastoor. Nou moet jy help. Ek het nie 'n hoër koneksie met God as u nie. Hy sê ons is almal kinders van die Here. Ons staan in dieselfde lyn. Ons staan in dieselfde plek. En ons hoef nie vir hom verskonings te gee nie, want hy ken ons. My vraag vanmôre, en ek vra dit weer, hoe lyk my en u lewe en die kleed wat ons dra? Hy gaan verder, hy sê, as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Hoe gaan ek hierdie kleed aanhou? Deur die woord van God in my lewe toe te pas. He said it, I believe it, that settles it. Hy het gesê, ek is tot alles in staat. Hy het gesê, deur sy wonde is ek genees. Hy het gesê, ek het jou daar afgemeet. Hallo? Ja, dis seer as iemand nie daar is. Dis seer as iemand weggevat. Maar God het besluit, dis die einde van die pad. En ek en u kan daar niks aan doen. Wat ons daaraan kan doen is, Here, hoe lyk my kleed vanmôre? Hoe lyk dit wat ek vir mense daar buite kan demonstreer? Ons het nou gesing en ek het spesifiek daai koortjie ingesit om te wees soos Jesus. Want dit pas in by wat ek probeer leer en probeer bring vanmôre. Hy kom en hy sê,
Vader, as dit U wil is, dat hierdie beker by my verbygaan. So nie, laat U wil geskied. Jy sien, daar gaan toetse in my en jou lewe kom. Maar die kleed wat ek in U aan het, bepaal die reaksie wat ek gaan hê op daardie toets. Jy sien, toe Dawid die koning se kleed aantrek, ek is amper klaar. Die oomblik toe toe die koning probeer om vir Dawid koning te maak, toe vou Dawid. Die oomblik toe hy probeer om iemand anders te maak van hierdie persoon wat voor hom staan, toe is dit 'n gemors. Maar die oomblik toe Dawid vir hom sê, ek sal my staf vat, en ek sal vir my klippies gaan haal, en ek sal hulle in my sak sit, want met my God is ek 'n meerderheid. Jy sien, ek en jy moet vanoggend besef, die kleed wat ons aan het, nommer 1, bepaal my einddoel, en nommer 2, bepaal hoe ek gaan optree, wanneer die moeilikheid na my kant kom. Wanneer die toets die vyand my kom toets en probeer om die mat onder my uit te haal, gaan my kleed wat ek aan het bepaal of ek suksesvol gaan wees, al dan nie. Want toe hierdie Goliat daar staan, en hy dink, I'm the man, en hierdie koning sien die probleem, te sê, maar ek gaan van Dawid koning maak, net vir hierdie paar oomblikke gaan ek op my klere laat aantrek, sodat hy 'n oorwinnaar in my kan wees. Kan ek vir u sê vanmôre, elkeen van ons is geroep met 'n spesifieke doel vir hierdie tyd waarin ons lewe. En ek vra weer, en ek sluit af, ek is besig om klaar te maak. Hoe lyk die kleed wat ek en u uithaal na buite? Want hoor wat sê Efesiërs 6:14, staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God, die borswapen van geregtigheid aan, skoene van bereidheid vir die evangelie, die skild van die geloof, sodat ons die pyle van die bose kan afwend. Ons neem die helm aan om ons verstand te beskerm. Hoe kry ons dit reg? Deur die swaard. Wat is die swaard? Die woord van God. So die oomblik as die beproewing my pad kom en na my toe aankom, en ek sê, wow, bietjie, wat sê God se woord? Wat sê die woord van die Here omtrent dit wat nou hier besig is om te gebeur? Is dit die wil van die Here vir my, of probeer die vyand vir my die koning se kleed aantrek, sodat ek nie kan beweeg nie? Maar Dawid sê vir die koning, jong, hierdie ding gaan nie werk nie, ek kan nie loop met hierdie klede. Baie kinders van die Here lyk so. Hy probeer om almal te happy te hou. Almal moet tog net gelukkig wees en happy. Hy moet tog net nie hartseer wees nie. In die tussentyd is hy besig om dood te gaan, want die kleed druk hom in die grond en dan is hy sy kleed. Maar jy sien die oomblik as jy daai kleed afgooi van dit wat mense wil hê jy moet wees, en word wat God wil hê jy moet wees, dan stap jy met 'n nuwe uitkyk op die lewe. Dan face jy elke dag. En dan hoor wat sê my laaste teks, Efesiërs 6 vanaf vers 18 tot 20 sê. Hoe kry ek hierdie goed reg? Hoe gaan ek dit doen? Ek het dit as fris en rooi gesit. Ek wil hê jy moet mooi hoor vanoggend en ek sluit af hier. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Kan ek jou gou iets sê vanmôre? Dis elkeen van ons se plig om vir mekaar te bid. Galasiërs 6. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here. So ek en jy moet vanmôre sê, Here, wanneer ek daar in my stilte tyd in my kamer of waar ook al my stilte tyd hou, dan moet ek en jy vanmôre sê, Here, ek bid vir, en dan begin jy die name noem. Jy moet my kom kyk, hier so 'n paadjie geloop, as jy kom kyk, sê hom sien. Die keels begin so af van hier. So ek in die oggend loop en bid. En dan noem ek elkeen se naam voor die Here. Elkeen. Jy hoef my nie te glo nie, dit is jou saak. Ek sê vir dit wat ek doen. Elke môre as ek op en af loop. Sê, Here, ek bid vanmôre dat hulle die kleed sal dra wat U wil hê hulle moet dra. Sien wat hy sê, bid vir mekaar, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en jy daartoe waak en met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En nou kom Paulus en hy sê vir hierdie ouens in Efesiërs en vir my ook. Hallo, jy moet vir my ook bid. Hoor wat sê hy? En vir my, sodat het woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Here, bid vir my, gee vir my 'n woord. As U vir my bid, weet jy wat, dan word ek versterk deur U. Die Here praat met my. Dan gaan hy in vers 20, hy sê, waarvoor ek 'n gesant in kettinge is, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet. Want jy sien, Paulus het ook gesê, onthou hy het 'n paar gemeentes gehad, hy het by Efesiërs en Korintiërs en Kolosse en oral sy gemeentes gehad, en hy was hulle leier. En nou kom hy en hy sê, Here, gee tog net vir my die vermoë, dat my kleed vir my volgelinge reg sal wees. Nou kom ek vanmôre en ek
gaan afsluit met hierdie boek. Watter kleed het ek in die aan? En wat sien my kinders en my familie en hulle wat saam met my werk van hierdie ouens voor hulle staan? Jy sien, ek noem hulle, ek is lief daarvoor om te sê, ek noem hulle undercover agents. Jy kan nie besef wat hulle is. Sondag in die kerk, hulle pastoor, gaan dit met u? So lekker om jou te sien. As hy en sy vrou huister en na die kerk en sê, Jesus, hy het alweer vanmorgen aangegaan, hy kan nie klaar kry. Hallo, ek weet, julle doen dit nou nie met my nie, maar dit gebeur. Jy sien my vraag vanmorgen. Ons kinders ry saam met ons in die kar. En kan ek maar vir u iets vertel vanoggend. En ek het dit belei en ek het gesê, ekskuus hier. My kleinseun was so, ek is so 3, wanneer hulle net mooi sterk praat en mooi verstaan, ensovoorts, ensovoorts. Nou ons wat met die grys hare kom, het nog 'n probleem met daai ander woord, né? Jy weet waarvan ek praat. Ek hoef nie uit te brei nie, né? En dan stop by die vulstasie, net om nie te bewys wat beteken jou kleed vir iemand anders. Nou hy, soos jy weet, is op my vas, van klein. En hy sit hier op my been terwyl ek brandstof ingooi. En die pompjoggie kom na my toe en hy sê vir my, dis R200, ek vat nou maar 'n voorbeeld, ek kan nie onthou wat die bedrag was. En my pensioen sê hierdie woord. Oupa, kan ek vir die daai woord die kaart gee? Hallo? Daai woord, nee. Kan ek vir die geld gee? Gelukkig het die pompjoggie verstaan dat dit per ongeluk was. En hy het nogal met my gejoke en gesê, nie worry nie, baas is okay. Hallo? Wat ek vir probeer sê vanoggend. Watter kleed demonstreer ons aan ander mense? Dra ons die kleed van te wees soos Jesus? Of dra ons die kleed van te wees soos Tysdalian? Dra ons die kleed van die Here, ek wil restituisie maak? Of dra ons die kleed van I'm the man, I know what I'm doing? Sien, terwyl ek hier die voorbereiding doen, gaan sit ek in my kantoor gisteroggend en ek sê, Here, wees my genadig, sodat wanneer mense my sien, hulle die liefde van Christus in my lewe sal ervaar. En weet jy wat, en ek wil nie hamer op my ma nie, maar in haar hele lewe het ek nooit gehoor dat my ma iets sê van tweede kante en van ander mense. Het altyd vir ons gesê, kom ons vergeet daarvan. Kom ons vergeet daarvan. Dit was dalk net 'n fout. Sien, maar die kleed wat jy dra, bewys aan wie jy behoort. Die kleed wat ek in u aan het, bepaal die einddoel van my en jou lewe. Want as Dawid gaan probeer veg het met die koning se kleed, het Goliat hom uitgehaal. Hy sien toe sê Dawid, wag so die vers 40, ek sal my staf neem, ek sal my klippies gaan optel, sal hulle in my sak sit, en my God sal vir my die oorwinning gee. Kom ek in u besluit vanmôre, Here, nie my wil nie op grond van wat ek gedoen het nie op grond van hoe oulik ek is nie, ek weet ek is oulik, dis fyn. Maar weet jy wat, die genade van die Here, is dit wat my en jou staan. So kom ons gaan in hierdie week in en sê, Here, gee my die vermoë om die kleed van die koning tentoon te stel. Jy sien, want toe Jesus sterwe aan die kruis, of toe aan die kruis hang en daar hang 'n sondaar langs hom, het hy nie vir hom gesê, ja nee, kry maar vir jou nie, jy wou nie luister. Nee. Terwyl hy self besig is om die prys te betaal, sê hy vir hierdie ou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So kom ons begin daardie mentaliteit uitdraai. Here, laat my kleed van so 'n aard is, dat ander mense daardeur beïnvloed word. Staan saam met my. Jy ken my, ek is nie iemand wat van tierlantijntjies en goedjies hou nie. Ek is nie iemand wat my ophou met 'n bisie Bama godsdienst nie. Ek het 'n begeerte in my hart
en in my hele lewe dat mense net een ding sal doen. Don't do as I do, do as I say. Nie dat doen wat ek doen om met my te beïnvloed nie. Ek is maklik. Ek is 'n ou wat hou van mense van my hou en dit moet goed gaan en alles moet oukei wees. Maar kom ons begin in hierdie dag sê, Here, dat ek asseblief hierdie kleed wat ek vir mense voorhou, dat U goedkeuring sal wegneem. Vader, baie dankie vanmôre vir die woord, Here. Dankie dat ons kon hoor dat dit nodig is, Here, om U kleed uit te dra en U kleed aan te trek, sodat mense U in ons kan beleef en kan ervaar, Here. Here, ons van ons hoof tot ons by voet so, dat ons die volle wapenrusting sal aan, ons hoof beskerm, ons harte, ons woord sal waarheid wees, Here, en wanneer ons praat ons die woord van God, en ons dra U uit, Vader. Seën hierdie woord in elke hart wat dit vanmôre gehoor het, Here, sodat daar veel vrug op kan wees, 30, 60 en selfs 100voudig, Vader. Word U verheerlik, Here, saam met ons in hierdie dag, dat wanneer ons hier uit mekaar uit gaan, Here, dat U ons sal vashou en ons sal toemaak en ons sal dra, Here, en ons sal bewaar en beskerm. En ons loof U daarvoor, Here, want U is 'n groot en 'n goeie God en ons eer U daarvoor. Dankie, Here, vir elkeen wat vanmôre hier was. Dankie vir hulle wat op die multimedia en Facebook en goed na ons kyk, Here, wil julle vanmôre elkeen ryklik seën daar buite, hulle wat ons bediening saai, baie dankie dat hulle dit doen, Here, wil julle nog meer bless, Vader, sodat ons kan geseënd wees in Jesus naam. Seën ons, Here, hou ons aan die kosbare bloed in hierdie week wat voor ons lê, onbekend, Vader, dit wat voor ons lê in hierdie week, gee ons die vermoë en die krag om daardeur te werk en te doen wat U wil hê ons moet doen, Here. En ons loof U daarvoor, word nou verheerlik in ons lewens. En ons vra in Jesus naam. Amen en amen. Loof die naam van die Here. Kom ons gee die Here 'n lekker hande op. Loof sy naam. Ek wil nie net gou so 5 minute in die sitplek neem, ek wil net gou 'n paar opberedelings vir volgende week. Ja? Ons gaan nou. Vra my gaan nie daai vergeet nie. Ons moet hom doen, ja. Volgende Sondag, as die Here se wil daarby is, ons lewe hou, gaan ons Vadersdag vier as gemeente. Ons het die potjiekos ding aan, van ons net uit die bestuur, ons net gou met mekaar kom die ouens van die bestuur wat hier is. Myself, Stefan, Danel, Corrie, Bramel is genoeg. Ons net gou net die reëling sê, want hierdie week is vir my moeilik, ek is Dinsdag vas en ek is Donderdag weg, so ek het basies Maandag en Woensdag wat ons goede moet gereël kry en sovoort. So as dit reg is met julle die bestuur net vinnig 2 minute na die tyd. Ek het 5 minute korter gepreek vanmôre as gewoonlik om nie langer hoef te bly. Nee, ek kort vir my. Ons het die potjiekos aan volgende naweek, volgende Sondag en dit werk as volg. Daar agter staan die potjie met sy advertensie met al sy goede. En al wat jy doen is jy loop daar verby en jy gooi jou R10, jou R5, jou R20, jou R200, jou R20,000. Gooi jy daarin. En dan kom jy volgende Sondag, en as jy niks gaan ingooi nie, dan kom jy nog steeds volgende Sondag. En dan kom jy nie saam met ons. Ons gaan hierdie week, seker vanmiddag of môre, as die Here se wil daarby is, gaan ons weer 'n poll opsit. Daar's 2 keuses vir stage, né? Reis of stampie. Nou moet jy mooi luister asseblief. As ek my vra, jy net vir 5 minute sit. As u 4 mense in die huis is, nee, kan ek jou gebruik Stefan as voorbeeld. Right, so Stefan is Stefan, Chanel, Milan, Miana, okay, jong nie voor MRL, okay. So Stefan eet stampmielies, so dis 1 stampie. Chanel eet rys, en die kinders eet rys. So dan gaan Stefan se gesin 3 rys en 1 stampmielies. Almal verstaan dit nie. Dit is nou nie skoolhoof nie, ek wil net hê ons moet duidelikheid kry. Want een ding wat ek 'n kleintjie dood aan het, is wanneer ons kos mors. Want daar's mense wat doodgaan van die honger. So ons wil genoeg maak, en ons gaan nie vir jou net 'n skepie gee nie, ons gaan vir jou skep, broer. Nie bang te wees, ons gaan vir jou ordentlik kos gee. Gaan jou maag vol maak. Ons lekker, kan ek dit nou maar sê, ons nog op die lig. Ons nog aan. Okay, hou maar. As ons klaar is, dan gaan ons lekker dik telle uit mekaar. Nee. So jy moet nou nie vir volgende Sondag sê, ja, maar ek moet 12 uur by die huis wees van Kosie Kramer, kom my toon af ver, asseblief. Reël dit vir 5 uur. Ek wil graag hê dat jy saam met ons sal kyk. Okay, ons gaan, die manne sal seker al vroeger hier wees, ons gaan julle nog steeds die carry ding, die carry skaap ding met julle besluit. Okay, so ek kan dit maar afkom.
So ons gaan 'n skerry. Ons gaan 'n curry skaap potjie hê en ons gaan 'n beespotjie. Right. So dis die twee keuses en dan rys of stampmielies. Klaar. So jy het dit nou vir my op die, as ons die poll opsit, gaan daar wees rys of stampmielies. So jou naam gaan dalk by rys en stampmielies. Een stampmielies vir Stefan, 3 rys vir die res van die familie. Dis met my net. Goed. Sodat die sissies weet hoeveel rys en hoeveel stampmielies ons te maak. So, en dan moet jy onthou, asseblief, ons gaan inkom, ons gaan normaal sing, 1 of 2 songs doen, ons gaan vinnig die dinge doen wat ons moet afhandel, en daarna gaan ons kuier. Jou gazebo is reg, Stefan. Stefan gaan sy gazebo vir ons bring, voor ek nou goed sê, dat nou nie so is nie. Stefan gaan sy gazebo vir ons hier buite opslaan, en ons gaan genoeg stoele hê. As jy jou eie kampstoel wil saambring, bring hom saam. Want hierdie plastic stoeltjies word baie hard. En die idee is, ons gaan lekker saam kuier. Pastoor Jan, wat vir ons die ander dag gebedien het, toe ek nie hier was nie, ek het hom genooi om saam met ons te kom kuier. Jy is welkom om jou familie saam te bring, jou kinders en jou kleinkinders. Daar gaan 2 groot potte wees, so daar gaan genoeg kos wees. En hoor nou asseblief, ek is mal oor potjie, maar gaan nie die hele week potjie. So julle moet my help met potjies op, dit is reg. Goed, soos ek weer sê, daar is nie 'n bedrag in 'n bord kos nie, jy gooi daar agter in die pot wat jy wil, en dis jou bydrae. Ons wil nie geld maak uit die deel uit nie, maar ons wil graag dan nog probeer om ons uitgawe net so laag as moontlik te hou. Die manne, asseblief, onthou om vir ons Coke saam te bring en koeldrank. Onthou om vir ons Coke saam te bring en koeldrank. Vir die mense wat nie Coke drink nie. Ons kan hulle nog probeer bekeer, maar so reg. Is dit reg met u? Goed. Dan sê ek net weer, ek en my vrou ry donderdagmiddag Kensington Park toe, my ma word in Kensington Park begrawe. En dan as die Here se wil daarby is, ons Saterdagoggend vroeg terugroer. So ons moet tyd kan wees om die groentes en goede. Ek weet nie, Stefan, gaan julle sommer julle sin by jou huis bewerk of wat is julle plan? Ons gaan nou, dis ook moet mekaar gaan meet, ons moet nou vir nou. Alright, my is daar enigiets anders. Attie wat verjaar het in die week, soms in die week, nee, my week is deur mekaar. Laas week. Okay, maar ek het vergeet laas om vir geluk te sê. Alright, Attie het voorverlede week met voor hierdie week verjaar, ons het baie geluk. Ek het vir hom op die groep gesê, maar ek weet hy is nie op die groep nie, so gaan hy dan die boodskappe van oorgedra. Is daar iemand anders wat in hierdie week was? Iemand in hierdie week was dan? Wie was in hierdie week? Niemand. Alright. Kies, hierdie week is vir my heeltemal deur mekaar, want ek was nie in my kantoor nie, so ek het nie regtig die idee wat aan die gang is nie. Ek gister kon probeer opvang, maar ja, dit is ook nog nie baie suksesvol. Maar ja, as daar enige iets is welkom om my te kontak, soos ek sê, ek is hier tot en met donderdag, seker so by 11 uur kan, dan gaan ons ry, sodat my vrou wil net, daar is nog van die goedjies wat gedoen moet word vir die begrafnis, daai kan donderdag aan, die broodjies en die dinge wat gedoen moet word, so dis ek om op donderdag weer gaan, en dan vrydagoggend 10 uur, vra ek dat julle my asseblief in julle gebede sal hou. Ek moet daai berg gaan klim en hom gaan afhandel. Ons gaan dit lewendig uitsaai, so as daar van eers wat wil kyk, dit sal op TikTok wees, ons gaan dit lewendig uitsaai op TikTok en op Facebook. So as daar van eers wat daar wil volg, is baie welkom. En baie dankie vir elkeen van die leerlings wat vir ons dra in hierdie tyd, ons waardeer dit geweldig. Ek dink nie daar is enigiets anders nie. Woensdag aand, vanaand, ons sal nou met die manne gesels oor vanaand. Ons gaan met mekaar kom en wat gaan ons doen, want ek weet jou werk, so ek weet nie hoe laat gaan hy wees nie, so ons sal net vandag gou net daar by die deur net besluit gaan of gaan ons doen. Alright. Staan saam met my. Dan gaan ek toch nou maar net iets wat ek elke week vergeet net regstel. Ek kan maar afval. Ons het extra